Kom ons neem vir 'n oomblik ons sitplekke. Vader, baie dankie vir elkeen van ons wat in hierdie aand besef, we are lost without you. And may there be a desperation in every heart. Here, 'n desperaatheid om U toe te laat, o God, om in ons lewens dit te kom doen wat net U alleen kan doen. Ek dink nie sit iemand in hierdie plek wat nie vanaand verstaan. Spreek het gesê, moenie op jou eie krag steun nie. Moenie staat maak op jou eie wysheid nie. Laat jou lewe aan die Here oor, want hy sal sorg. En Gees van God, ons kom erken vanaand en ons weet, Here, sonder U is ons niks nie. Sonder U kan ons dit nie doen nie. Ons het al hoeveel keer probeer, soveel goed. Wat ons is en wat ons het, sê Paulus, het ons van U af ontvang. En as ons dit dan ontvang het, waarom maak ons soms in ons lewe asof ons dit nie van U ontvang het nie? Ons erken vanaand. Ons erken dit, Heilige Gees. En ek dank U vir die feit dat U vanaand gereed is. Vandag is altyd vir U die regte dag. Hierdie tyd vanaand is altyd vir U die regte tyd. Mag U vanaand in hierdie plek mense kry vir wie vandag, Here, ook die regte tyd sal wees. Nie môre eendag nie, maar vandag. Kom doen 'n goddelike werk in elke gees en in elke hart van ons wat vanaand hier bymekaar gekom het. Elkeen wat sal luister na hierdie boodskap, elkeen wat die stem van God se Gees sal hoor, bid ek, Here, kom doen U werk in en deur ons lewens, is my gebed in Jesus naam. Amen. 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 Is julle reg om die woord te ontvang? Nou, ek het gesê, ek weet nie eens wat ek gesê het aan die begin nie, maar ja, miskien moet ek net dit gesê, laat ek net hierdie papier kan eenkant sit. Daar is 'n kinderoppasser in die Lapa, so as daar van julle is wat kinders het, wat nog in die kerk is, kan hulle soontoe gaan. Kleintjies wat ons sal oppas, en as daar ook ma's is met babas, ons babakamer is ook reg en gereed vir enigiemand om daar te wees. Nou, ek wil graag iemand moet my kom help. Ek wil ook nie ek gaan nie vir jou kan vra nie, want jy het dieselfde probleem as ek. Ina, kom help jy my. Nou wonder almal wat se probleem het ek en Heinrich. Ons gaan nie vir julle sê nie, dis maar net 'n probleem, dis ons persoonlike probleem. Ja, ek wil net vir die ouens aanlyn sê, baie welkom, en ek vertrou regtig dat die Here vanaand iets met ons gaan deel, wat nie net 'n mooi en 'n goeie woord of 'n lekker woord is nie, want die Bybel is goed en kosbaar, maar regtig 'n woord. Ek het Sondag begin daarmee, verlede Sondag, en julle weet ek het by die inleiding gekom, so ek wil eintlik maar net vanaand probeer verder gaan en klaar maak. Dit help nie, ek los daai deel nie uit of net uit nie. Nou, Corrie ten Boom gebruik vir my een van die mooiste voorbeelde as hy praat oor die werk van die Heilige Gees, die gawes van die Gees, die krag van God in ons. En dan sê sy, ons lewe is soos hierdie handskoen. Nou, as ek vir hierdie handskoen hierdie bottel gee, ek het vanmiddag heelmiddag probeer, dit wil nie werk nie. Hy kan nie en hy wil nie hierdie ding vat nie. Maak nie saak hoe om hom sit nie. Maar die oomblik as hierdie handskoen ek in 'n hand is, gebeur daar iets. Baie eenvoudig. It's not our effort. Is dit nie wat Jesus sê nie, julle sal krag ontvang? Die hele gedagte oor die Heilige Gees, Johannes 14, hy sê, want my Gees sal in jou wees en by jou. En ons het daaroor gepraat, Inaatjie, baie dankie, jy kan 'n handskoen sommer by jou, ek dink dit gaan jou hand warm hou. Ek het hom probeer inkry, ek het 3 geskeer, toe los ek dit. So Heinrich, ek was net bang, jou hande is net so groot soos myne, dan gaan dit nou nie werk nie, my illustrasie. Ek weet nie of dit eenvoudig genoeg klink nie, maar ek het vir julle gesê, ek wil graag net 'n fondasie lê. Ons gaan baie praat oor die Heilige Gees, die gawes, oor verskillende goeders. Ons hele werkswinkel Saterdag gaan daaroor. So verdra my, en ek vra nie verskoning nie, ek vra net verdra my oor dit wat ek vanaand met jou wil deel,
wat so verskriklik belangrik is, en dit is so eenvoudig, maar ek glo, almal wat hierso sit sal weet, die kerk worstel met hierdie ding vir honderde jare al. En ek bid regtig dat die Here by individue, dit gebeur alreeds, maar ek wil hê met jou hart en jou gees vanaand oopstel. Die lank en die kort is letterlik, God soek handskoene, waarin hy sy hand, sy lewe, sy gees kan sit, wat goeders kan begin doen, wat ons nooit kon imagine, dat ons op ons eie kan doen nie. En ek het hierdie laaste tye soveel keer net, amper wil ek sê onverwags, net ervaar, hoe God se gees daar is en my gebruik. En jy mag sê, ja, maar jy's 'n predikant. Wel, dis eintlik waaroor my hele boodskap gaan, en ek vertrou die Here dat ons hierdie ding gaan skuif vir altyd. En dit is, dat die gees van God was nie vir leiers en predikante nie, dis Ou Testament. Weet julle, dis waaroor die Ou Testament gegaan het? Die gees van God het op, die koning, die profeet, en die amper sê ek sieners, die rigters. Onthou julle toe die gees van die Here oor Gideon gekom het? Onthou julle wat het gebeur met Samson toe die gees van die Here oor hom gekom het? Bonatuurlik, en toe die gees, die Bybel sê, die gees van God het van hom onttrek, en toe is hy, wat sê jou Bybel? Soos 'n gewone mens. Hy kon nie eers hierdie beld breek nie. Hy het hom met kettinge vasgemaak. Hulle het hom met verskillende goeders, en elke keer het dit gebreek, sê die Bybel, soos garings. Jy sien, hy het probeer om met die handskoen iets te doen, toe hy dit verloor het, en het agterkom, ek kan niks doen nie. Die gees van God het oor sekere mense gekom. Maar as nie een mens in die Ou Testament van waar daar geskryf word, waar die gees van God ingewoon het nie, niemand nie. Ek en jy is die mense in wie hy woon. En dis hoekom Jesus sê, die geringste van julle wat vanaand hier sit, is groter as Johannes die Doper. Ons het die laaste tyd baie daar gepraat. Ons moet iets verstaan daarvan. God soek iemand. Ek het die laaste 3 weke baie oor hierdie gedagte gepraat, en ek glo, die Here wil 'n grondslag lê, waar iets weer in ons wakker gemaak word, en ons net geleentheid skep vir God, om hierdie waarheid in ons lewe te kom, nie net te kom wakker maak nie, maar te demonstreer. Handelinge 1 vers 6 tot 8 het ons 'n paar keer al die afgelope tyd gelees, en die meeste van julle ken dit heel waarskynlik ook uit julle kop uit. Toe hulle keer weer by mekaar was, ek het 3 weke terug daaroor bedien, het hulle vir Jesus gevra, is dit nou die tyd dat hy weer die koninkryk van Israel gaan oprig? En toe het hy hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en die omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Ek het verlede Sondag dit gesê, hierdie Sondag wat verby is nie, toe Jan bedien, het ek vir julle gesê, die woord getuie en om 'n getuienis te gee is nie dieselfde woord nie. Hy het nooit gesê, my gees sal ek oor julle uitstort en julle sal krag ontvang om getuienis te gee nie. Daarvan praat die Bybel ook. Hy sê, moenie bekommerd wees wat jy moet sê nie, en daardie dag sal ek vir jou sê wat om te sê. En baie van julle wat hierso sit, het daar ervaring van, waar God se gees net absoluut vir jou waarheid en wysheid gee. Jy praat met mense, dat jy amper sê jou mond oophang, oor al die goeders wat jy sê, want die gees bedien jou net. So ons kan getuie gee, of getuienis gee, maar hy praat hierso van dat ons in die eerste plek, ons lewe, 'n getuienis sal wees. Kerk, ek sê dit nie verwyte nie, julle ken my te lank, om te weet, ek het nie behoefte om iemand te veroordeel of te verwyd nie. Maar ek wil vir julle sê, die grootste skade wat vir die afgelope 2000 jaar in die kerk se geskiedenis havoc veroorsaak het, is lewens wat nie in lyn is met God se woord nie. Nou wil ek vir julle sê, ek gee nie om wat wie sê nie, die feit is, ons kan doen wat ons wil, maar as ons sê ons het die gees van God in ons, is daar sekere goed wat nie by ons lewe teenwoordig kan wees nie. Ek en Arno het vandag gepraat oor iets. Ek weet nie of iemand in die kerk is nie, ek ken nogal 2 of 3 sulke mense, Jade by ons is een van hulle. Ek weet nie of hy in sy hele lewe al kwaad was nie, en of hy kan kwaad doen, ek weet nie. Net hy sal weet. Maar die meeste van ons het al kwaad geraak. Die meeste van ons het al iets gesê, en as jy daar wegstaan, het jy berou en besef, jy het my nou so kwaad gemaak, en hoe moes jy dit gesê het?
Ek praat nie van dit nie. Ek praat nie van to be perfect nie. Ek praat van 'n lewe waar iets van God en wie hy is in en deur ons. Julle sal krag ontvang om my getuies te wees. My lewe moet iets sê sonder dat my mond dit sê. En eers as my lewe iets sê, sal my mond se getuienis dit kan bevestig. Maar die kerk sit met biljoene en miljoene mense oor die wêreld wie se lewens een ding sê. En sy woorde sê 'n ander ding. Die laaste maand wat ek begrafnisse gedoen het, ek het 2 begrafnisse hierdie maand gedoen. En by een van die begrafnisse in hierdie maand se tyd, want ek doen dit altyd, by elke begrafnis doen ek dit, maak ek 'n uitnodiging en 60% van die mense wat by die begrafnis was, maak 'n oorgawe. 60%. 60, nie 60 mense nie, 60% van almal wat daar sit. Ek wonder of ek in my lewe al 'n begrafnis gedoen het waar daar niemand gereageer het om 'n oorgawe te maak. Mense is honger na God. Mense weet nie hulle is verlore nie. Iemand moet hulle net help om te verstaan, jy het God nodig en daar is genade, daar is hulp. Iemand moet dit net vir ons sê, maar mense stroom in hulle duisende by ons lewens verby en ons lewens raak hulle nie noodwendig. Hoekom hoor ek nie een amen nie? Ek kon nooit verstaan nie, en as jy dink ek blaas my eie beel, maak nie regtig saak nie. Ek kon nooit verstaan dat ek, toe ek in die weermag was, ek het dit al in hierdie kerk gesê, dat die korporaal, 2 korporaals en die luitenant na my toe kom aan. As hulle na die en sê, ja, Spyn, die ouens het my weer vandag so kwaad gemaak. Sorry ek het so gevloek. Hoekom sê dit vir my? Ek is 'n troep. Ek is net een van die 59 ouens in daai peloton. Hoekom sal hy dit vir my kom sê? My lewe moes iets gesê het sonder dat ek 'n woord gesê het. Ek het net die voorreg gehad om met hulle te praat nie. Jy praat nie met 'n ou nie. As jy met hom praat, jaag jy totdat jy braak. Jy praat nie met hulle, hulle praat met jou. 2, 3, 4 keer, totdat ek eendag, ek glo dit was net die regte tyd, toe sê hy vir hom, korporaal, ek verstaan dit nie. As jy vir iemand wil verskoning vra vir die Here, verskoning, moenie vir my sê, jy's jammer, ek verstaan nie hoekom jy dit doen nie. Hy het my ook nie geantwoord nie, en hy het dit nooit weer gedoen nie. Ek sê dit nie om my eie beeld te blaas nie, wat ek wil sê is, daar moet iets in my en jou lewe wees, wat sê, die krag van God het my lewe verander. En ek sê dit met skaamte en ek sê dit omdat dit ongelukkig die waarheid is en daar's niks daarmee verkeerd nie, maar dit kan nie net eensydig wees nie. Die meeste mense soek die krag van God se Heilige Gees om daardeur te kyk wat ons kan kry uit die deal uit. Vir my ego, vir my naam, vir my bediening, vir my wat, ek gee nie om wat dit is nie. Terwyl hy gesê die eerste rede was om 'n getuie te wees. Imagine hoe sal ons wêreld lyk as dit 'n groter realiteit kan word. Ek moet nie te veel goed sê nie, want ek is net bang iemand beleef my vanaand as negatief en dan bereik ek nie my doel nie. 'n Egpaar kom sien my en ek sê vir hulle, weet jy wat, ek is bereid om julle te help. Familie het my gekontak en gesê, hulle huwelik is op 'n baie slegte plek, hulle weet nie of hulle sal kan aangaan nie. Sal ek nie, hulle is nie in ons kerk nie, sal ek bereid wees om hulle te sien. Ek sien hulle en ek begin om vir hulle te sê, ek wil net vir hulle noem, ek is nie in staat om julle huwelik te red nie. So ek wil julle nie teleurstel. Maar ek wil vir julle sê, as julle vanaand met 'n oorgawe, 'n goddelike oorgawe terugkom na die Here toe, beloof ek jou, die Here sal julle huwelik herstel. Ek wens julle kon die laaste 6 weke, 4 weke, saam met my pad stap, net met 'n kamera in die studeerkamer hierbo, in my kantoor, net om te sien wat doen God in mense se lewens. Wanneer jy besef, daar's 'n God in die hemel wat jou lewe wil verander. Wil nie jou huwelik red, hy wil jou lewe verander. Dit sal jou huwelik red. Verstaan iemand dit? Die meeste mense wat na my toe kom, wil hulle huwelik red, hulle het niks met God te doen nie. Hulle wil hulle huwelik gered hê. Hy wil sy vrou terugkry. As God jou lewe verander, verander dit jou huwelik. Ek hoop iemand verstaan wat ek probeer sê. En ek het sommer net die tema gegee, hoekom is daar so baie misverstande oor die werking van die Heilige Gees? Nou, eintlik is ek
heeltemal agter met dit wat ek graag wou bedien. Ek wil graag Sondag se boodskap net bietjie meer volledig klaarmaak, want ek glo dit gaan 'n fondasie lê vir dit wat ons wil doen vir die res van hierdie week. Kan ek dit sê, of voel iemand ek sê iets onverskillig as ek sê dat een van die grootste bewyse dat iemand gevul, gedoop, bekragtig is met God se gees in sy lewe, is wanneer mense 'n liefde vir God en 'n liefde vir mense het. As julle my tyd gee, en ek het nie tyd nie, julle ken my, as ek nou begin, gaan ons dalk op 'n dwaalspoor gaan. Maar ek daag jou uit, gaan lees weer die woord van God. Wat gebeur met Saggeus, daai kort mannetjie, toe God sy lewe verander? Hy sê, Here, ek gaan alles wat ek by ander gevat het teruggee, en ek gaan die helfte van wat ek besit verkoop en van die armes gee. Wie het gesê hy moet dit doen? Hy het net by God uitgekom. Een van die tekens van die feit dat God se gees in ons iets gedoen het, is ons liefde vir God en ons liefde vir mense. Ek kan nie mense leer om vir mense lief te wees. Het jy dit al probeer? Gaan try dit. Ek het eendag vir 'n vrou iets gesê, man, weet jy wat? Jy werk nie saam daai ou nie. Dit is so. Natuurlik is dit so. Ek verstaan dit. Maar as iets wat God doen nie, ek kan dit nie self doen. Ek kan dit nie eens vir myself doen nie. Maar as 'n effek daarin, wanneer God dit doen in ons lewens. Verlede Sondag dit net genoem en ek wil net hê moet saam met my kyk daarna. Ek glo een van die grootste probleme steeds binne die kerk, hoekom dit wat God bedoel het. Onthou net, as enige iemand iets skep, dan is daar 'n doel agter. Dit sal iemand met my saam sê. As jy 'n kar gemaak het, dan is die doel daarmee om mense van punt A na punt B te vervoer. So dit sal verskriklik wees vir die persoon wat 'n motor ontwerp het om te weet, daar word duisende motors verkoop en mense parkeer dit in hulle tuin en hulle sit blompotte daarin en maak dit 'n versiering. Imagine. God het 'n plan gehad, sê die Bybel, en ek wil vir julle sê, die meeste mense in die kerk mis dit geheel en al. En ek wonder, wat doen dit aan God? Dis hoekom ek vanaand met jou wil deel oor dit. So onkunde is 'n verskriklike groot probleem. Hoe ons groot geword het. En as ek sê 500 jaar terug plus minus het dit begin verander, is met die reformatie, waar daar, dank die Here vir iemand wat gesê het, weet julle wat, elke gelowige behoort sy eie Bybel te hê wat hy self kan lees. En weet nie of julle dit weet nie. 500 jaar terug is dit al gesê en het die reformatie begin. Toe ek 'n seun was van 12 jaar oud, toe ek tot bekering gekom het. Waar's Marie? Hier sit Marie. Laat sy vir jou sê of dit so is of nie. Die meeste Katolieke kerke, ek gaan nie name nou noem nie, die kerk waarin ek groot geworden is, het my pa en ma, het 'n Bybel saamgevat, wat hulle lewe om nooit oopgemaak nie. Nooit. Het nie geweet wat staan in daai Bybel. Want die ou wat daar voor staan het vir ons gesê, waaroor gaan dit alles? Iemand moet net kan sê dit is so. Ek kan nie alleen al so groot geword. Daar moet nog ouens in my ouderdom wees wat dit weet. 500 jaar terug het iemand kom sê, maar dis nie reg nie. Elke man en vrou wat kind van God is, wat gered word deur die geloof in Jesus Christus, moet self die woord kan vat en kan lees. Dit het ons 500 jaar gevat, ons nou nog nie daarby. Ons is nou nog nie daarby. Waaroor gaan die woord Pinkster? Ek gaan probeer dit net weer vinnig sê, want ek het dit Sondag gesê, net vir 1 of 2 wat nie was nie, 'n week terug. Die woord Pinkster beteken Penta, of Pentakos, of Pentakoste, is dalk 'n beter uitspraak van die Griekse woord, wat beteken 50. 50 dae na die Paasfees is die Heilige Gees uitgestort. Dis julle by my. 7 maal 7 is 49. So op die 49ste dag het hulle geweet, vanaand 6:00 as die son ondergaan en die nuwe dag begin. Môreoggend kan ons begin om die eerste gerwe in te bring, en dan het hulle begin, en van die eerste gerwe wat hulle ingebring het, het hulle dan mee tempel toe gegaan. Van hulle het honderde kilometers of ver gery, want al die Jode, maak saak waar hulle gebly het nie, moes 3 feeste bywoon 'n jaar. En een van hierdie feeste was die Pinksterfees. En dan het hulle gekom met hulle offers, hulle eerste gerwe, die eerste van hulle oes, om te kom erken dat God is die een wat ons seën, wat vir ons goed is, en ons gaan nou ons skure volmaak met die oes. Wie like van daai boodskap? Ek like hom ook.
As ons enige preek kan hoor oor ons skure wat gaan vol word. Ons like dit. Jy is nie veronderstel om dit nie te van te hou. Maar wat beteken dit vandag? Waaroor gaan Pinkster vandag? Pinkster het niks met die Heilige Gees te doen. Die woord Pinkster is 50. Wat het die Heilige Gees met 50 te doen? Dis op die 50ste dag wat die Heilige Gees uitgestort is. Is dit toevallig dat Jesus, luister mooi, gekruisig is op die Paasfees? Is dit toevallig? Toe die lam geslag is, toe word die lam van God geslag, gekruisig. 50 dae later, toe hulle die eerste gerwe inbring, word die Heilige Gees uitgestort. Ek het dit gesê verlede Sondag, om wat te doen? Om wat te doen? Help my, as julle nie dit weet nie, moet ek nou huis toe gaan. Om die oes in te bring. Want die 50ste dag sê, die oes gaan inkom en die skure gaan vol word. Wie se skuur gaan vol word? Myne. Ons mis die punt. Luister kerk, ons mis die punt. Vir amper 1500, 2000 jaar berei God Israel voor met hierdie fees wat ons noem die Pinksterfees, dat op die dag van Pinkster, die 50ste dag, wat het Pinkster met die Ou Testament te doen? Niks nie. Op hierdie aarde niks nie. Vir die Jood het dit niks gesê nie, behalwe dit is die 50ste dag en van vandag af gaan ons die oes inbring en ons gaan ons skure volmaak. En God berei die volk vir soveel jaar voor met hierdie een ding. Luister mooi, julle verstaan dit. Op die dag van Pinkster gaan ek my gees uitstort, sodat julle, die kerk, vir my die oes kan inbring. Gaan soek, moenie glo wat ek sê nie, gaan soek teologies, gaan lees die Bybel, gaan lees net wat jy wil, en kyk of jy enigiets anders kry in die Bybel. Maar ek wil vir sê, hierdie boodskap word nie noodwendig verkondig nie, want dit klink vir my na werk, Johan. Ek hou van daai ene wat hulle sê, kom sit aan die tafel, gaan bou jou skure, maak dit groot, want God gaan jou skure volmaak. God maak ons skure vol. Weet julle hoekom? Hy seën ons dat ons 'n seën kan wees. Sy eerste verbond met Abraham sê dit. Wat sê hierdie Pinksterdag? Ek sal my gees uitstort op alle vlees, sodat julle deur die gees en deur die gawes die oes vir my as God kan inbring. En om dit te doen, Heinrich, sal ek my gees, my lewe, my vrug, my gawes, alles vir jou gee, wat jy sal nodig het om te lewe, om 'n getuie te wees, om iets te sê met jou lewe, met jou woorde, met jou alles, sodat mense die oes ingebring kan word. Is dit eenvoudig genoeg? Hoekom hoor ons nie meer daarvan nie? Hoekom kom ons nog steeds kerk toe om te kyk? Ek weet nie of ek dit reg sê nie, want ek is bang iemand verstaan my verkeerd. Wat kan ons kry die deal? Ek vertel nou vir die egpaartjie met wie ek werk, 'n man kom sit eendag hier by my, nou bring hy sy girl saam, aan wie hy nou verloof is. Hy het 'n hengse fight gehad. Nou sê hy, Herman, ek wil net jou sê, ek het in hierdie huwelik dit en dit en dit en dit. Laat sy bietjie vir jou sê, wat bring sy na die tafel toe? En al wat sy daar sit is met noenoes en trane, huil sy. Nooit gedink sy moet ook iets na die tafel toe bring. Ek het jou lief, en ek het gedink dis waaroor dit gaan. Maar dis 'n mens ding, hierdie ding in ons, van ek wil weet wat kry ek uit die deal. Wat sê Petrus vir Jesus? Ons het ons huis, ons het alles prys gegee om U te volg. Wat gaan ons daarvoor kry? Wie onthou dit? Daai selfe ouetjie wat ons noem Petrus, nadat hy Jesus 3 keer verloon het, 'n paar dae daarna staan hy op voor duisende mense. En hy bring die eerste oes in. Is dit die waarheid? Die eerste oes bring hy in op die dag van Pinkster, want Pinkster 50 het gesê, die fees is hier. Die oes gaan ingesamel word. En Petrus is die eerste man wat verkondig die evangelie. En 3000 kom tot bekering, is daardie dag gedoop. En daar word die kerk gebore. Nie baie lank daarna nie, kry ons die 7 gemeentes van Efese waar daar geskryf word.
Waarmee begin Jesus wat vir Johannes die woorde van Openbaring gee? Openbaring 2. Wat sê Jesus vir Johannes oor die eerste kerk, Efese? Daar's mos 7 gemeentes. Is julle almal by my? Julle moet nie my sê kyk of ek nou Grieks praat nie. 7 gemeentes. Hy sê ek sien julle ywer, ek sien julle harde werk, ek sien julle volharding, ek sien alles, maar een ding het ek teen julle. Help my. Enigiemand. Die ou vertaling sê julle eerste liefde verloor. Die ander vertaling sê julle het my nie meer so lief soos aan die begin nie. Julle het vergeet waaroor dit gaan. En hy sluit af by die laaste een wat julle ook ken dalk, Laodicea. Hy sê julle het gesê ons het alles wat ons nodig het. Ons is ryk, ons is skatryk, ons kom niks kort nie. Maar julle weet nie dat dit julle is wat blind, naak en beklaanswaardig is. Kom en koop weer van my. Hoekom sê hy dit? Is dit toevallig dat hierdie goeders in die Bybel staan? Jy sien, ons het almal begin by die rede hoekom God sy gees in die eerste plek uitgestort het en die gawes en die vrug vir ons gegee het, was dat ek en jy in staat is om die oes in te bring. Want as jou lewe nie kan getuig van God en sy wonders en sy lewe en sy genade en sy vergifnis en alles nie, wat is die evangelie wat ek en jy verkondig? Ons is mos nie almal predikers nie, of is jy? Nee, jy's nie 'n evangelis nie, jy's nie 'n prediker nie, jy's nie 'n wat nie, jy's dalk net 'n gewone sakeman, sakevrou, 'n juffrou, 'n onderwyser, 'n wat ook al, 'n sekretaresse. Hy sê ek wil jou lewe 'n getuie maak dat mense deur jou lewe by my sal uitkom sonder dat jy 'n woord praat. Net oor die getuie wat jy is en dan as dit nodig is om te praat, het jy iets om te sê. Wat maak jou so anderste? Wat maak dat jy dit en dit en dit? Dan het ons iets om te sê. Maar jy sien, as ons lewe, 'n man sê vir my, ken jy daai predikant, so en so nou so. Ek sê, nee, ek ken hom nie, maar ek weet van hom. En sy woorde, en ek gaan dit nie in soveel woorde sê nie, is, hy is die rede hoekom ek nooit weer terug wil gaan na die kerk nie. Julle ken dit man, ouens. Ek gee nie vir julle nuus vandag. Jesus wou gehad het, dan moet iets in ons lewe wees, wat sal maak dat ek en jy deur ons lewe iets sê. Die eerste oes, 3000 mense. Onthou nou net, ek wil net vir julle sê, ek hoop iemand gaan met my kan nie saamstem nie, maar gaan iets verstaan. Daar is duisende mense, sê die Bybel, wat van oral afkom, want dit is Pinksterfees, die fees van die oes, die fees van die eersteling. Duisende mense het hulle soontoe gekom om die Heilige Gees te ontvang. Is dit hoekom hulle daar was? Nee, hulle het met hulle waans gekom en hulle gerwe en hulle eerstelinge en hulle oes wat hulle gebring het na die tempel toe om te erken dat hulle skure gaan hierna vol word met hulle was nie daar nie, behalwe Petrus en die 120 wat in die bovertrek was, het gaan wag want Jesus het gesê hulle moet wag en hier gebeur al hierdie goeders, die uitstorting van die Heilige Gees en elkeen het 'n ander taal gebid soos wat die Heilige Gees gee om te doen en dan staan daar iets in die lyn van, dis maar 'n vertaling, letterlik Petrus het buitentoe gekom na hulle toe, ek weet nie waartoe was hy op pad nie en iemand vra vir hom, wat gaan aan daarbo? Hy sê, dit is wat die profeet Joël gesê het, en hy begin preek, en die Bybel sê, die volgende oomblik kom 3000 mense, ons weet nie hoeveel 1000 was daar nie, maar 3000 kom tot bekering. Eerste oes, maak het sin. Die rede hoekom ek dit vir jou sê, of die rede hoekom ek vanaand met jou ietsie oordeel is, wie verstaan dat Jesus het 1500, 2000 jaar die Ou Testamentiese mense voorberei op hierdie ding, sy hart. Luister mooi, vir duisende jare vier hulle 'n fees en julle weet dit dalk, jou waarskynlik, hulle doen dit vandag nog. Die Jode, hulle doen dit vandag nog, julle weet dit. Hulle doen dit vandag nog, want hulle verstaan nog nie die geestelike konnektasie en dit wat Jesus kom doen het, die Nuwe Testament, die Gees wat uitgestort is. Hulle doen dit nou nog vandag. Maar, verstaan ons dat Jesus het ook sy disippels kom voorberei vir iets van hierdie waarheid wat die kerk in 'n groot mate verloor het. Ons glo nog steeds, en jy hoef nie veroordeel te voel nie, jy kan jouself toets. Die kerk oor die algemeen glo dit nog steeds, onlangs het iemand dit weer vir my gesê. Ek betaal jou om dit te doen.
Eintlik die woorde was, ek betaal die kerk van my geld, sodat hulle jou kan betaal, dat jy dit kan doen. En ek vra vir die persoon, sê vir my, waar vind jy dit wat jy nou net sê in die woord? Ek wag nou al. 4-5 jaar het my nog nie geantwoord nie, maar dit staan nie in die Bybel. So dit is die konsep wat ons nog steeds het. En dis hoekom die kerk dikwels doen en leef soos ons wil. Of soos die jong man wat vir my gesê het, ek wil net eers my lewe geniet, ek sal later dit doen. Ek sal later die oorgawe maak, ek sal later dit, ek sal later dit, ek sal later dit. Ons het nooit verstaan dat God het ons gered, het ons gedoop met sy gees, sodat ons dit kan doen. Nou Jesus kom dan sê, ek dink die meeste van julle weet dit, in Lukas 15 kry ons iets wat baie opvallend is dalk die regte woord. Dis die enigste plek in die Bybel, waar Jesus 3 gelykenisse, as jy lank genoeg hier is, moet jy dit weet. 3 gelykenisse agter mekaar vertel, om een waarheid oor te bring. En wat is dit? Help my. Verlore penning, verlore skaap, verlore seun. Hoekom vertel hy dieselfde gelykenis, net oor 3 ander stories, oor dieselfde saak? En weet julle waaroor gaan die saak? Hy vertel elke keer die storie, maar luister, waarmee sluit elke storie af? Elke storie. Verlore penning, verlore skaap, verlore seun. Kry dit gou vir my op die bord, asseblief. Lukas 15 vers 7. Verlore penning van die vrou wat gesoek het oral, totdat sy haar penning gekry het. Vir almal gaan vertel dat sy haar penning gekry, en dan sê, vers 7, ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer. Daai woord blydskap is dit wat jy sal kry by elke stuk in die Bybel in die Ou Testament. Die van julle wat so 'n bietjie die Ou Testament ken, Nehemia waar hy gesê het, julle moenie gaan huil en julle moet bly wees, want die blydskap in die Here is julle beskerm. Fees, hy sê 4 fees. Gee vir die wat nie het nie. Deel uit aan hulle almal. Almal moet saam bly wees en fees vier. Blydskap en fees was altyd sinoniem dwars deur al die verhale van die Bybel as dit kom by die feeste. En hierso sê hy, net so sal daar in die hemel ook blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor die 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie. Weet jy dat God baie meer bly is oor een wat tot bekering kom as my en jou wat al jare daar is? Klink dalk vir jou verkeerd, maar dis wat hy sê. Vers 10, ek sê vir julle, die verlore skaap, net soos daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. En toe sê hy in vers 31, toe sê die pa vir hom, kind, jy's altyd by my, vir die oudste seun. En alles wat myne is ook joune. Maar ons kan tog nie anders nie. Here, help ons as kerk net weer op die plek te kom waar ons weer kan sê, ons kan tog nie anders nie. Ons kan nie anders nie. Die kerk het 'n manier gekry om dit anders te doen. Om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer, hy was verlore en ons het hom teruggekry. Ek hoop jy vra in jou hart, ek het nou regtig gedink, is Pinkstertyd, ek het regtig gehoop, ek hoop iemand sê vanaand, ek het eintlik gehoop jy gaan oor iets anders preek. Vir die res van die week gaan ons dit doen. Maar ek wil iets in jou wakker maak om te verstaan, jy kan gaan soek. Ek hou altyd daarvan as ek vir mense 'n uitdaging gee en hulle kom terug. Ek het al mense gekry regtig wat dit gedoen het. En ek wil weer vir jou sê, gaan kyk of jy iets anders in die Bybel kry as die grondslag en die rede vir die uitstorting van die Heilige Gees. Die teken was, die uiterlike teken was nie net die doping met die Heilige Gees spreek in tale nie. Dit was nie net die uiterlike teken van vuur of tonge soos van vuur wat op hulle kom sit het nie. Die eerste teken en een van die eerste tekens was mense se liefde vir God en liefde vir mense. Dis hoekom Petrus dieselfde een wat 'n paar dae terug het gevloek het en gesê het, ek sê vir jou ek ken hom nie. Nou die een is wat sy lewe waag om mense by God uit te kry. Al wat ek vir jou kan vra as jy dit wil toets, kerk,
Net om vir jou te wys waar is die kerk. Toets dit net. Jy hoef van niemand mos nou niks te sê nie. Het ons as kerk nog 'n passie vir mense wat verlore gaan? Weet ons, luister mooi. Vergewe my, julle gaan nie vir my kwaad wees oor wat ek nou sê nie. Luister mooi, die Bybel sê, as ek en jy bid en ons kry antwoord, Herman, sê God se woord, verheerlik ons hom daardeur. Dis almal by my. Johannes, julle kan dit gaan lees. Maar die plek waar hy sê, daar's blydskap in God se hart, en dat God juig en jubel, Sefanja 3 vers 17, hy juig en hy jubel oor ons, die plek, ek het dit vir julle gelees, waar God juig en jubel, die woord wat hy letterlik daar gebruik is, in die rond te draai van vreugde, dis wat die woord, jubel en juig beteken, is wanneer verlore mense, gered word, en huis toe kom. Jy gaan nie vir my 'n plek in die Bybel wys, waar God dit doen, omdat my gebed verhoor word. En ek kry my motor waarvoor ek 3 jaar gebid het nie. Of, whatever nie. Natuurlik verheerlik dit God, want hy is die Here wat antwoord. Hy sê, ek sal jou gebede verhoor, ek sal dit. Maar dit is interessant dat hy dit sê. So ek dink dit is baie eenvoudig, en kom ons spring, ek wil klaar maak. Ek dink ek hoef meer skrifte vir jou te gee nie. In Lukas 45 onthou julle die Emmausgangers. Toe hulle nie verstaan het wie hy is nie. Hulle het gepraat oor hulle meester wat dood is en alles, dan kom hy terug. En dan sê hy, en hy het met hulle begin die skrif uitlê. En toe aan tafel het hulle oë oopgegaan. Onthou julle dit, die Emmausgangers. Maar dan staan daar, in Lukas 24. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan, en verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly, en op die 3de dag uit die dood opstaan. En in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af. En julle is die getuies daarvan. Die Bybel vertel niks vir ons wat het hy vir hoe lank met hulle gedeel nie. Hy som dit op dan sê hy, verstaan julle? Hy sê, hy het hulle verstand geopen, help my gou, wat sê daai skrif, om wat te verstaan? Om wat te verstaan? Dat die Messias moes sterwe, hy moes opstaan, hy moes lewe, hy moes dit en hy moes dit, sodat sondaars tot bekering kan. Ek weet dit klink oordrewe, maar ek wil net vir jou sê, jy kan maar gaan lees waar jy wil. Ek dink ons het dit gemis, en dis hoekom die massas gaan eintlik by ons verby en verlore, en ek dink nie dit raak ons noodwendig, soos wat dit ons moet raak nie. 1 Petrus 4 sê, 1 Petrus 4 vers 10 en 11, kyk gou wat sê hy daar. Hy sê, as goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elke een, na mate hy 'n genade gawe ontvang het. Nou, help my gou, sê gou vir my, in die kerk, wanneer ons wil bekeer, wie in die kerk het gawes ontvang van die Heilige Gees? Party mense sê niks nie. Wat sê jou Bybel, nie ek nie? Wie het gawes ontvang van die Heilige Gees? Van die wat gered is? Wie? Is dit almal? So, okay, met wie praat hy hierso? Almal, okay. Julle moet saam praat, anders gaan ek nog langer wees, en ek wil nie dit graag aan jou doen nie. Okay, kyk gou wat sê. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade, na mate hy 'n gawe ontvang het, of 'n genadegawe ontvang het, charismata, moet hy die? Nee, ons ontvang gawes om onsself te verryk, om onsself te op te hef, om onsself te bedien, sodat ek kan. Nee, hy sê, ons het elkeen 'n gawe ontvang om die ander daarmee te dien. Ek wil nie daai woord vir jou verduidelik nie. Ek dink jy is nodig, en ons tyd gaan ons inhaal. En dan sê hy, so moet julle. As julle wil weet hoe, so moet julle God in alles verheerlik deur Christus Jesus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid. 1 Korintiërs 12:7 sê, aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee. Tot voordeel van myself? Nee, tot voordeel van almal. Wie verstaan al waarom het God die Heilige Gees uitgestort, gawes uitgedeel, en bo alles. As die Here wil ek môre aand iets daaroor sê.
Die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees. Hoekom dit alles? Tot voordeel van almal. Noem gou vir my enige vrug van die Gees wat jy by jou kop opkom. Enige een? Selfbeheersing. As ek en jy die vrug van die Gees selfbeheersing het, sal dit tot voordeel van ander mense wees? Die vark in my. Jy het dalk 'n klein vark in jou. Die vark in my benadeel almal en myself. Dis nie tot voordeel van almal. Noem vir my enige vrug van die Gees. Sal altyd almal rondom my bevoordeel. Tot voordeel van almal. Herman, ek hou nie daarvan nie. Ons het Okay, kom ons maak klaar. Jesus het vir hulle gesê, gaan wag in Jerusalem totdat die dag van Pinkster aanbreek, totdat die gawe van wat die Vader beloof het, julle dit ontvang het, en dan sal julle almal in tale praat. Nee, want hulle het almal in tale gepraat. Terloops, jy kan redeneer soos jy wil, of jy daaraan glo of nie, die Bybel sê, hulle het almal in 'n ander taal gepraat, soos wat die Gees sal gee. Maar het hy gesê, gaan wag in Jerusalem tot julle taal, nee, gaan wag totdat julle krag ontvang om my getuies te wees. Ek weet ek lê verskriklik klem daarop, en ek doen dit doelbewus. Ek is nie evangelis nie, Herman. Ek is nie die een wat daai gawe het nie. Hier gaan dit niks oor gawes, oor evangelis, of jy 'n prediker is, en of jy goed kan praat, en of jy glad nie kan praat nie. Ek wil vir jou sê, ek het al mense in my lewe ontmoet, en ek het my eie voorbeeld geneem, of my eie lewe as 'n voorbeeld, wie se lewe meer sê as wat enige woord wat hulle nog ooit gespreek het sê. Positief en negatief. Positief en negatief. 1 Korintiërs 14:26 sê iets mooi. Hy sê, hoe moet dit wees? Kerk, ons het iets verloor. Hoe moet dit wees? Elke keer as julle by mekaar kom, het elkeen 'n bydrae om te lewer. Hoe lyk ons kerke vandag, 'n kerk? Ek verwyd niemand. Jy sê gou vir my, hoe lyk ons kerke? Elke keer as ons by mekaar kom, het die meeste nie 'n bydrae om te lewer nie. Want hulle kan nie. So hy het nie gepraat van net in so setup nie, hy praat van 'n klein huiskerkie, maar hy het gepraat van daar waar ons by mekaar kom. Behoort ons as gelowiges altyd iets hê om te gee. Kan ek vir julle sê, ek het hierdie voorbeeld al vertel, en baie keer wonder ons, Here, maak dit wat ons doen, maak dit 'n verskil. En ek het vir julle vir die storie vertel, wat nou seker so 2 jaar terug gebeur het, van die vrou wat my gebel het, en ek het eendag 'n oproep gekry van iemand wat vir my gevra het, kan ek asseblief na daai huis toe gaan, gee vir my die adres aan Beaconsfield, deur die Duikweg, en ek gaan sit by die vrou op die stoep, en ek praat met haar sekere uur na, of ek bid saam met haar, doen 'n gebed, en 17 jaar later bel haar ma en sê vir my, daai dag het God iets in daai vrou se lewe gedoen. Sy het haar lewe, prostituut, sy het haar lewe omgekeer, sy's getroud, sy het kinders gekry, en daai haar oudste dogter is vandag, dis toe sy my gebel het, die ma, is vandag 16. 16 jaar terug is sy gebore. Plus minus 17, 18 jaar terug. Het jy vir haar gebed gedoen, en jy het met haar gepraat oor God, en dit haar hele lewe omgekeer. Ek het haar nooit weer my lewe gesien nie. Maar God het haar lewe omgekeer. Dink julle dit bring blydskap in die Here se hart? Kerk, ons het iets daarvan verloor. Maak nie saak wat ek vandaan vir julle sê nie. Hoe ons dit sê nie. Dit is die waarheid. Ek gaan vra Christopher dat jy vir my daar agter net agtergrondmusiek aan sit, nie te hard nie. Ek wil net vir 'n oomblik stil word, kerk. En ek sê dit asseblief weer eens nie verwytend nie, maar weet jy wat, gaan lees dit as jy dit wil doen. As jy dit wil doen, gaan lees Johannes 6. My hart huil, dit was vir my verskriklik tragies, Johannes 6, waar die Bybel sê, die mense het nie kos gehad, en hy het hulle jammer gekry, en hy het die brood vermeerder, en almal het geëet. En toe gaan hy weg oor die see, en toe het almal skeite gekry, en ergens vervoer gekry, om na hom toe te gaan. En ek dink persoonlik, hoekom het hy nie daar gebly nie? Hoekom gaan hy oor die see dat hulle moet na hom toe kom?
Gaan lees dit. Johannes 6. En Jesus sê, ek weet hoekom julle hier is. Julle is nie hier omdat julle my soek nie. Julle is hier omdat julle die brood soek wat ek vir julle daai kant gegee het. Toe sê hy, maar weet julle wat? Die brood wat ek eintlik vir julle wil gee, is ek. Ek is die brood van die lewe. En ek wil hê julle moet my vleis eet en my vlees eet en my bloed drink, want as jy dit nie doen nie, is jy nie deel van my lewe nie. En dan staan daar, hulle het gesê, hoe kan jy so iets van ons vra? En hulle het almal, gaan luister, die massas wat hom gevolg het. Jou Bybel sê, hulle het almal omgedraai en hom nie verder gevolg nie. En Jesus doen iets vreemd en hy draai sy na sy disippels toe, sê die Bybel, na die 12de en vra, wil julle nie ook gaan nie? Wie ken dit? Wie het dit al gelees? En Peter sê, waartoe sal ons gaan? U het die brood van die lewe. U het die lewe. Kerk, ons moet weer verstaan, in Pinkstertyd is daar 'n boodskap wat uitgebasyn word vir 2000 jaar en in 'n groot mate mis die kerk die boodskap. En die boodskap is, ek wil hê jy moet my vlees eet en my bloed drink. Dit beteken, moet nou nie, ons het genoeg dokters hier om dit te verduidelik. En eintlik moet jy net so 'n bietjie biologie om dit te verstaan. As jy brood eet, wie weet, as jy brood eet, die oomblik as jy dit eet en dit kom in jou stelsel in, word dit deel van jou liggaam en jou lewe. Is dit so? Dis nie moeilik hier nie. Jesus sê julle wil brood hê wat julle kan eet. Julle wil die goed hê, maar julle wil nie my hê nie. Want as jy my eet en ek word deel van jou lewe, dan lewe jy anders, jy dink anders, jy funksioneer anders, en jy weet ek is in die eerste plek hier vir hom. Ek is hier dat die wêreld kan sien, daar's 'n God wat lewe. Ek is hier om vir mense iets te demonstreer. En ek wil vir julle sê, ek sê dit met baie versigtigheid. Dit wat God vir ons almal gee, is baie meer as wat hy ooit van ons vra. Ek hoop ek gaan een amen kry. So moenie my verkeerd verstaan nie. Dit wat hy vir ons gee, is baie meer as dit wat hy van ons vra. Maar ons is dikwels nie bereid om daai bietjie te gee wat hy vra. Want toe hy vir hulle sê, eet my vlees, julle het nou die brood geëet, en hy gaan doelbewus weg, en hulle doen moeite om daai te kom, nie om hom te sien, en hom deel te maak van die lewe, om te kyk of hulle weer gaan iets kry. En toe hy sê, wel, ek gaan nie weer vir julle brood gee nie. As julle iets wil hê, eet my lyf, my lyf, verskoon tog, my vlees en drink my bloed, sê die Bybel, almal, nie baie, almal, omgedraai en weggestap. Hoekom sê ek dit? Net God kan in ons harte kyk. Ek wonder hoeveel van ons is regtig hier, vir die rede wat hy bedoel het. Soek eers my wil, my koninkryk. Ek vertel dalk vir jou 'n stupid storie, maar ek met my klein seun, ons moet klaarmaak. Ons is by Trouplans en 'n perde by steek hom. Ek het so 2 centimeter aan die kant sy klein tongetjie gesien. Weet nie of 'n perde by jou al gesteek het nie. Hy gil soos 'n marvark. Was jy die eerste keer saam? Nee. En ek vat hom, ek sê vir hom, seun, kom ons bid. Die Here weet of dit wat ek vir jou sê die waarheid is. Want ek ervaar net die Here sê ek moet dit doen. Ek bedoel, wat is 'n bysteek? 'n Perdeby sal jou nie doodmaak nie. Ek vat hom op my skoot en ek bid vir hom. Hy spring daarop. Die Here hoor wat ek nou vir jou sê. Hy sê, oupa, ek het geen pyn nie. Nee, hy sê, oupa, dis glad nie meer seer nie. En nou hol hy, daar gaan speel hy. 'n Maand daarna gaan ons weer Trouplans toe. Op presies dieselfde swaai. Steek 'n perde by hom op presies dieselfde arm. En ek dink myself, Satan, wat die duiwel is jy mee besig? En ek besluit, wel as ek dit die eerste keer gedoen het, ek kan dit nie nou doen nie, want hy gaan wil weet, nou wat nou oupa? Ek sê, kom sit. Ek bid vir hom. Want, luister mooi, luister na die boodskap. Hy het die verwagting gehad dat sy oupa vir hom sal bid. En hy het 'n verwagting gehad, as sy oupa vir hom bid, gaan die seer weggaan. En dank God, dit het gebeur. En toe sê hy vir my, oupa, ek gaan nooit weer daar swaai. Ek ry saam met hom eendag in die motor.
Hy sê vir my, oupa, ek was baie siek. Ek sê vir hom, ja, ek weet dit, seun. Ek en die albei het vir hom gaan bid. Hy het koors gehad, soveel so dat ek het gedag, hy is bewusteloos. Jy praat met hom, jy skud hom, hy lê net daar. Hy sê, oupa, jy het vir my gebid, en Jesus het my gesond gemaak. Kerk, ons is daar, om ergens iets van God te demonstreer. Daar is iets wat daai jong seentjie nie gaan vergeet nie, ek beloof jy dit. Hy wil vir jou iets gee om iets te hê om te vertel. 'n Storie om te vertel. Iets om oor te getuig. Ek het vandag vir julle gesê, ek het met Arno gepraat en ek was daar by hom. En ek sê nou vir hom, weet jy wat, terwyl ek so besig met my voorbereiding, kom ek op 'n preek af waar daar staan. So onder andere wat ek hierso gesê het. En dis hoekom ek daarop afgekom het. Waar ek gesê het van, God sê, ek wil weer vir jou 'n getuienis gee, iets om van te vertel. En toe sê ek daar na hakies, Arno se katte. Nou dit is seker, 12, 15 jaar terug. Ek kan niks van Arno se katte onthou nie. Hy kan nie eers onthou nie. Kan my uit so ietsie onthou daarvan. Luister mooi. Die kerk kan nie bekostig om nie meer 'n getuienis te hê nie. Want as jy 'n getuie is, moet jy 'n getuienis hê. Maar ek sê dit met versigtigheid voor God en ek wil vra dat julle almal voor my, of saam met my, nie voor my nie, saam met my sal staan. Ek wil vir jou vandag iets sê en ek bid God, anders het hierdie boodskap vir jou vir niks beteken vanaand nie. Ek wil dit vir jou sê, as jy 'n getuienis het, maar jou lewe is nie 'n getuie nie, beteken jou getuienis niks nie. Kan net een persoon sê, ek weet wat jy van praat. Ek praat oor jou lewe en die mense in jou lewe wat al skade gedoen het. Moet ons perfek wees? Moet ons alles reg doen? Ek hoop nie iemand dink so vanaand. Maar my gebed is, Here, dat ons iets weer van die woord Pinkster, en gaan maak jou eie studie. Die woord Pinkster beteken niks anders as op die 50ste dag is die Heilige Gees uitgestort en God het ons krag gegee sodat ons vir hom, ons God en ons Vader die oes sal kan inbring. En daarvoor het hy vir ons sy gees, sy lewe, sy krag, sy genade, sy vergifnis, sy alles gegee dat ek en jy dit kan doen, maar die kerk het dit verloor. Ons is besig met al die ander goeders behalwe die eintlike rede waaroor Pinkster gaan. Wat wil ek vir jou vra? Ons is klaar. Kom ek begin by die einde. Is daar van julle wat vanaand bereid is? Dit gaan nie lank wees nie. Ek sê nou nie lank nie, want ek het niks daarmee te doen nie. Dit sal van jou afhang. Is daar van julle wat bereid is vanaand om te sê, Here, gebruik my vanaand om vir iemand te bid. Ek gaan nou vir julle sê waaroor ons gaan bid. Niks vreemd nie, niks snaaks, asseblief. Jy moet nou, as jy my lank genoeg ken, sê jy weet, ek is nog nie daar nie, ek weet nie om vreemde en snaakse goeders te doen. Maar jy kan nie my betaal, al betaal jy my hoeveel, ek kan dit nie doen nie. Om God se werk te doen, elkeen het 'n genade, gawe van God ontvang, luister mooi, tot voordeel van almal. Ek gee nie om wat jy vanaand sê, of wat jy dit glo of nie, elkeen wat in hierdie plek sit, het van God 'n gawe of gawes ontvang. En ek het al gesien hoe in die eenvoud van ons, hoe ek baie keer vir mense iets sê, dan bel sy my en dan sê sy vir my, Herman, jy daar in daai winkel vir my iets gesê, dit het my lewe verander. Sê ek, dankie Here, sy weet wat ek gesê het en u weet, ek weet nie eens wat ek gesê het nie, maar dit het haar lewe verander. Luister mooi, moenie God onderskat wat deur en in jou wil werk nie. Dis nie altyd goosebumps en ligstrale en weer ligstrale nie. Daai dag toe ek my kliënt op my skoot neem en ek ervaar die Here sê bid vir hom. Ek het nie meer Here redeneer, want ek weet nie wat sal ek vir die Here sê, hoekom gaan ek dit nie doen nie. My handjie op sy, of my hand op sy armpie gesit en gesê, Here, dankie, dat hierdie pyn verdwyn, en hierdie ding sal nie swel nie, daar sal niks van kom nie. En ek was die Here weet, ek was nog besig om te bid, toe spring hy op, toe sê, oupa, is nie meer seer nie, toe gaan speel hy. 'n Kind van 5 jaar oud kan nie so aansit nie, as dit nie so is nie. So ek wil vra, ons gaan nie meer tyd opneem nie.
Die van julle wat bereid is om saam met my vir iemand vanaand net 'n gebed te doen. Ek gaan vir julle sê wat ons gaan bid. Niks vreemd nie. As die Gees op jou hart iets anders lê, dan doen jy dit. Wil ek vra kom staan hier voor en kyk vir die gehoor. As dat 10 is, 20, 30, 50, maak nie saak nie. Kom staan net hier voor. As jy vanaand bereid is en die van julle wat aan die bank sit, beteken nou asseblief nou as fout met jou nie. Moet tog nou nie die ou duiwel nog daaroor ook vir jou lieg nie. Miskien het jy nog nooit so iets gedoen nie. Dan is vanaand dalk die geleentheid. Kom staan hier voor. As jy bereid is om net saam met my vanaand vir iemand 'n eenvoudige gebed te doen. En dis waaroor Pinkster gaan. Ek sal julle, waar's my handskoen nou? Ina, het jy nog my handskoen? Ja. God soek vanaand net 'n handskoen. Onthou dis nie, trek hom aan. Kom staan nie by my en trek hom aan. Nou jy sien, kan julle sien hierdie handskoentjie nie? Is niks. Totdat die handjie in is. Dan kan hierdie hand, krap jou neus. Nie te diep nie. Hy kan enigiets doen. Maar sonder die hand, sonder die krag, sonder Christus, waaragtig Johannes 15:5, is ons niks nie. So moenie vanaand sê, maar Here, ek is net 'n handskoen, ek kan niks doen. Die Here sê, jy's doodreg, maar ek is die een in jou. En jy vanaand in die geloof net jou hand op iemand kan lê en sê, Here, ek vertrou U. Ek vertrou U. Want ek wil vir sê, ons kan nie bekostig om hier uit te gaan almal so wat ons hier ingekom het. Is daar nog iemand wat bereid is om te sê, ek is bereid net om my hand op iemand te lê. Pieter, jy kan die Here dankie sê dat jy kom, anders het ek vir jou gesê voor almal. Ek sal dit nie met niemand anders doen, ek weet met wie kan ek dit doen. Kan ek net vra vir die res van julle, kan iemand saam met my in hierdie kerk net erken vanaand, dat God se plan vir sy kerk is baie groter as dit waarmee ons tevrede is? Kan iemand dit erken? En ons gaan nie langer tevrede wees met kerk hou nie. Dit is so maklik, net om kerk toe te kom. Moet dit nie doen nie. Moenie dit doen nie. Maar as jy eendag wil stout wees, kan jy dit doen. Hoeveel mense sê vir my, Herman, Sondag se preek was so wonderlik. Ek sê, waaroor het ek gepraat? Man, jy weet, ek is nie so goed met onthou nie, maar dit was 'n wonderlike preek. Ek wil vir jou sê, as God se woord jou lewe verander, 1 Petrus 2:24, hy het self ons sonde in sy eie liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ek en jy vir die sonde dood en kan ons, luister mooi, die wil van God doen, en daarom sê hy, deur sy wonde is jy genees. Weet jy hoekom onthou ek dit? Want dis die woord wat in my hart leef, dis 'n skrif wat die Here vir my so 3 maande terug gegee het. Jy kan my enige tyd wakker maak, ek sal nie vir jou sê dis en ek weet nie waar dit gaan nie, nee, luister mooi, God wil iets doen in jou hart dat jy sal weet. Al wat ek vir jou vra vandag is, ons gaan vra dat almal wat hier is, as jy klaar is, kan jy huis toe gaan. Ek gaan vir lekker musiek daar agter opsit. En al wat ek vra is die persoon wat voor jou kom staan. Ek wil hê jy moet net vanaand sê, Here, 'n nuwe krag, begeerte, ywer, luister mooi, om hierdie lewe in lyn te bring met u goddelike plan. Sodat Ina, of wat sy of haar naam is, jy hoef nie sy naam te weet nie, jy kan vra wat jou naam, sodat Ina vir u 'n getuie sal wees, wie se lewe iets spreek van wie u is. Ons kan dit nie self doen nie. Ek gee nou sommer net 'n gebed. Jy kan enigiets bid, maar dit moet iets met dit te doen hê. Hier's 'n handskoen, Here. Vul hierdie handskoen, dat hierdie hand kan vat en kan vashou, kan lief hê, kan gee, kan help. As ons wil deur Pinkstertyd werk, net om te sê ons het nog so bietjie kennis van die Heilige Gees opgedoen, wil ek vir jou sê, dit sal hierdie stad en jou lewe en my lewe niks verander nie. Ons is nie hier net om te kyk wat ons kry nie, ons is hier om te sê, Here, bring my lewe in lyn. Is dit alright met julle? En as jou lewe in lyn is, kan dit nie skade doen, as jy so 'n bietjie nog meer stryd gemaak word. En as jy op 'n plek is waar jy sê, Here, in my lewe is nie waar dit moet wees nie. Ek begeer dit.
Dan wil ek vra almal van julle. Christopher, is jy daar onder, hy is hierso. Gaan julle vir ons die klank, Edwan, ek sien nou, Edwan, julle kan die klank vir ons bietjie harder sit. Ek wil vra dat julle net spontaan sal uitbeweeg. Kom staan voor iemand. Kom staan net voor iemand. En hierdie persoon asseblief, ouens, moet nou nie 10 minute vir elke persoon bid nie. Net dit. Here, hier's 'n handskoen vanaand voor. Hier's 'n mens. Vul hierdie lewe, bring dit in lyn met u goddelike plan. Maak van ons die getuies wat die oes sal inbring, want dis waaroor Pinkster gaan. Ek en jy kerk moet die oes inbring. Ons lewe moet dit doen in die eerste plek, nie ons woorde nie. Eers is ons lewens en dan gaan daar geleentheid wees vir die res ook. So net soos wat julle wil, verstaan almal hierso wat hier staan waaroor gaan dit. Ek wil nie woorde in jou mond lê nie, net soos wat die Gees van die Here jou lei, maar dis die gedagte. Kom staan hierso as iemand klaar vir jou net gebid het. Jy kan hande op iemand se skouer lê, op hulle voorkop, vat hulle hande net waarmee jy gemaklik voel. En dan wil ek vra, as jy klaar is jy welkom om uit te beweeg, maar kom ons gebruik hierdie geleentheid. Dankie Here Jesus. My God, dankie dat U deur U Gees vanaand die Pa is wat huil oor mense wat verlore gaan, oor mense wat U nodig het. En Here, hier is mense wat vanaand sê, Here, ek is hier om. Ek is hier, o God, bring my lewe absoluut in lyn met U wil en U plan. Dankie Here Jesus. Dankie Here Jesus.
Ek wil net hoor. Is daar nog iemand wat graag net wil hê ons moet net saam met jou bid? Enige iemand, as daar is, jy is so welkom. Dankie Here Jesus. Stuur ons hier uit Here, verander. Lewende getuies in Jesus naam.